Welkom aan almal. Ja, die kerk is 'n bietjie koud, maar ons gaan dit een van die dae uitsorteer. Hoe sê hulle, is nie my tyd nie, maar dis ander mense se tyd. Ek gaan 'n bietjie met julle praat. Waar kry jy jou krag? Ons gaan begin by Efesiërs 6 vers 10. Eintlik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Ek begin met die inleiding. 'n Mens kan net werklik sterk wees as God jou sterkte is. Jy sien die lewe van Samson, sy lewe leer ons een baie diep geestelike waarheid. Jy sien, Samson was nie sterk omdat hy die bodybuilder was nie. As ek dit nou maar so kan stel nie. Hy was nie sterk omdat hy heel dag in die gym was en hy spiere gebou het en dan het hy rondgeloop en hy sê kyk hoe groot en kyk hoe sterk is ek nie. Nee. Hy was sterk omdat die gees van die Here op hom was. Sy krag was 'n gawe van God af gewees. Maar Samson se lewe wys ook vir ons iets anders. Wanneer 'n mens sy fokus van God af wegneem, wat gebeur? Hy verloor sy doel. Hy raak geestelik swak. En wat gebeur dan? Ons gee plek vir die vyand om in te kom. Dit is presies wat met Samson gebeur het, ekskuus Simon. Hy wat eers 'n oorwinnaar was, het uiteindelik geoorwin geword. Want hoekom? Hy het nie gedink. Hy het nie 'n wag voor sy mond gesit nie. Maar daai kom nog. Nie omdat God swak geword het nie, maar omdat Samson nie naby aan God gebly het nie. En vandag is dit ook waar ons is. Ons kan kragtig wees in God, maar ons moet in hom bly. Op hom fokus en aan hom gehoorsaam wees. Jy sien, Samson se krag het van God af gekom. Voordat Samson groot dade gedoen het, het God hom reeds afgesonder. God het 'n plan met sy lewe gehad. In die Rigters het die engel van God verklaar dat Samson 'n assesseur van God sal wees. In die boek Numeri verduidelik dit dat wanneer 'n ouer sy kind aan God wy, is hy 'n Nasareëner. Volgens die woord as 'n Nasareërskap om heilig aan die Here te wees. Jy sien, Samson was nie deur sy ouers as 'n Nasareër toegewy nie, maar deur God homself. God het hom afgesonder om sy mense te verlos.
Ons lees in Rigters 13 vers 24 tot 25. Rigters 13, 24 tot 25. En die vrou het 'n seun gebaar en hom Simson genoem. En die kind het groot geword en die Here het hom geseën. En die gees van die Here het hom begin drywe in die laar van Dan tussen Soria, en ek sukkel met hierdie naam elke keer, Estaol, so iets. Hier sien ons dat Simson se krag nie by homself begin het nie. Dit het by God begin. Jy sien, as ons die storie van Simson verder gaan lees, sien ons elke keer wanneer Simson groot krag gewys het, die gees van die Here oor hom vaardig geword het, elke keer het God Simson bekleë met die krag. Net so is dit met ons. Ons krag lê nie in ons eie vermoë nie. Ons kennis, dis die groot ene, ons geld, of ons selfvertroue nie. Ons krag lê in die Here. Soos Efesiërs sê, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. En Filippense sê dit ook, dat ons krag kom van Jesus Christus. En dit is wat ons in staat stel tot alles, nie op jou eie vermoë nie. Of jy slim vriende, of jou werk, of mense om jou nie, maar Jesus, dis waar jou krag lê. As jy vandag swak voel, moeg, moedeloos, onthou net, God is steeds die een wat vir my en vir jou krag gee. Jy sien, wanneer ons nie op God fokus nie, wat gebeur? Ons verloor daai doel. Simson was geroep, gesalf en sterk gemaak deur God. Maar hy het nie altyd geestelik waaksaam gebly nie. Hy het begin speel met dinge wat sy roeping in gevaar gestel het. Hy het nie gefokus op God gehou nie. Hy het sy fokus begin verloor. Kom ons kyk in Rigters 16 vers 6. Rigters 16 vers 6. Toe vra Delila vir Simson, vertel my tog waardeur jou krag so groot is en waarmee jy gebind kan word om jou te bedwing. Ek sien, Delila het ons direk gevra, wat bind jou? Simson het die eerste paar keer 'n leuen vertel en sy vyand vrygespring. Jy sien, ons was ook al daar gewees, wat mense jou bly vra oor goed, draai uitvis, want hoekom? Hulle wil daai ding kry wat jy kan breek. Hulle wil daai ding kry wat jou kan vernietig. Dat jy nie meer kan opstaan nie.
Hulle wil hê jy moet daar in 'n hoekie sit. Kom aan. Maar hy het hom bly meng met dit wat nie van God af was nie en dit gebuig voor die vyand. So hy sy krag verloor. Soms sê ons te veel en die vyand kry die mag en die krag oor ons en oor ander gelowiges. As Samson gefokus gebly het op God, sou hy gedink het voor hy gepraat het. En dit is baie keer van ons ook. Ons sê vinnig 'n ding en ons let nie op wat ons sê nie, maar daai ander persoon neem in wat jy sê. En wat gebeur dan? Dan begin daai ding in hulle kop te maak. Daai ou of daai vrou dit gesê, so dis waar ons hulle kan bietjie vasknyp. Dis waar ons hulle bietjie kan hou. Baie gelowiges verloor nie alles in een oomblik nie. Dit begin klein. Soms sê ons te veel en spreek dood oor ons en ander se lewens. Want hoekom? Ons dink nie as ons praat nie. Ons is 'n bietjie ongehoorsaam. Ons verloor daai selfvertroue sonder God. Ons het 'n bietjie afleiding van dinge van die Here. Jy sien wat as jy nie saam met kinders van die Here die hele tyd is nie, is dit so maklik wat jy kan wegval, wat jy verder van God af wegdryf, wat jy wil nou weer in hierdie groepie wees. En wat gebeur? Ons as Christen verloor daai pad wat ons veronderstel is om te volg, waar ons moet wees. Jy sien, Samson was nie die enigste persoon wat fokus verloor het nie. As jy dink aan Petrus wat op die water geloop het. Hy begin sak. Hoekom? Want hy het sy oë van die Here afgehaal. Hy het sy fokus verloor waar dit moet wees. Jy sien, as ons na ons probleme kyk, wat gebeur? Ons verloor moed. Ek weet nie meer nie. Ek weet nie wat gaan ek doen nie. As ons na mense kyk, raak ons teleurgestel. As ons na die wêreld kyk, raak ons afgelei. Maar as ons na Jesus kyk, bly ons staande. As ons op Jesus fokus, kan sy krag in ons werk. Jy sien, Samson se grootste probleem was nie sy vyande nie. Ek hier lieg nou hierso verkeerd gelees. Samson se grootste probleem was nie sy vyand aan die buitekant nie, maar sy swakheid in die binnekant. Hy het met sonde gespeel, hy het met versoeking gespeel. Hy het dinge toegelaat wat hy moes vermy. Sy woorde was sy ondergang. Net soos ons woorde wat ons soms spreek, hy het sy hele hart aan die verkeerde persoon oopgemaak. Jy sien en daar, ek wil net gou eers daar stop. Dit is so belangrik dat
Ek sê nie so belangrik nie, maar ons almal maak daai fout. Ons raak te gemaklik vinnig om mense. En dan begin ons dinge te sê, want hoekom? Want ek is mens, ek kan dit maar sê. Maar ons moet ook baie keer net dink, hoe is daai persoon? Ons almal is mens. En dit is moeilik om vertroue by 'n mens te kry, want hoekom? Ons is bang vir daai geskindery. So wat doen ons? Ons krop op, ons raak kwaad vir mense, en dan wonder mense, ja, maar ek kan nou nie verstaan nie, hoekom is daai ou kwaad vir my nie, hoekom is daai vrou kwaad vir my nie? Gaan dink 'n bietjie. Dalk het hulle iets met jou bespreek, en wat het jy gedoen? Jy het 'n joke daarvan gemaak. Ekskuus vir die Engelse woord. En jy gaan vertel vir iemand anderste oor wat daai persoon gesê het, waar daai persoon goed in jou vertroue gesit het. Maak dit sin? Kom ons lees in Rigters 16 vers 17. Rigters 16 vers 17. En hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak en aan haar gesê, daar het nooit 'n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n Nasireër van God, van my moeder se skoot af. As ek geskeer sou word, sou my krag van my wyk, en ek swak word, en ek sou soos al die mense wees. Jy sê net so Samson, maak ons ook soms ons harte oop aan die mens. En dit kan baie keer ons ondergang bring. Ons verloor God se krag. Want hoekom? Ons laat dit toe. Ons lees ook in Rigters 16 vers 20. Rigters 16 vers 20. Toe sê sy, die Filistyne op hom, Samson, en toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy, ek sal vry uitgaan soos die vorige kere en my losruk, want hy het nie geweet dat die Here van hom af gewyk het nie. Sien, dis hartseer woorde. Die Here het nie geweet, hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Jy sien, dis 'n baie gevaarlike plek om te wees, wanneer 'n mens dink alles is nog reg. Maar geestelik het jy reeds afgedwaal. Daar is mense wat nog praat soos altyd, sing soos altyd, kerk toe gaan soos altyd, maar innerlik het hulle fokus verloor. Die grootste gevaar is nie altyd openlike sonde nie. Dit is soms 'n hart wat stadig koud word. 'n Hart wat plek maak vir ander dinge as God. En dan verloor God sy plek in jou lewe om kragtig in jou te kan werk. In Efesiërs waarsku God se woord ons dat ons die duiwel geen plek moet gee nie. Selfs as jy 'n klein toegewing maak, gee jy groot toegang aan die duiwel net soos Samson. Kom ons ondersoek ons harte vandag. Maak seker dat ons nie iewers toegang gemaak het nie. Samson het uit sy slaap wakker geword en gedink, hy sal soos altyd sy krag kan gebruik. Maar hy het self
die deur oopgemaak en nie besef dat hy kragteloos is nie. Laat ons vandag nie aan die slaap wees nie en onbewus wees dat iets wat ons sê, ons kan afwyk van God of nie. Jy sien, Samson het sy hart oopgemaak en sy roeping ligtelik gehanteer. En die vyand die plek in sy lewe gegee deur sy dade en die woorde wat hy spreek. En wat het gebeur? Die vyand het sy kans gekry. Ek het jou. Ons lees verder wat toe verder gebeur met Samson se lewe. Samson se oë is uitgesteek. Hy is gebind met koper kettinge en in die tronk gegooi. Hy is later by 'n fees verneder voor baie mense. Samson wat eens ander gelei het, moes nou self gelei word. Hoekom? Want hy is nou blind. Samson wat eers vry was nou gebind. Samson wat eers sterk was, is nou swak. Jy sien, dit is wat die vyand doen. Hy bind jou, hy verblind jou, hy verneder jou. Hy wil jy van jou roeping beroof. Hy wil jy verwoes. En sy einddoel wat hy wil is, hy wil jy wegdryf van God af. En hy wil jy laat glo, is geen hoop vir jou nie. Niks. Die woord waarsku ons nie verniet teen die vyand wat rondloop soos 'n brullende leeu en dat ons moet waaksaam wees nie. Jy sien, God se genade bring herstel. Die verhaal van Samson eindig nie net in 'n mislukking nie. Dit eindig ook met sy genade. Jy sien, maar God was nog nie klaar nie. Waar mense 'n einde sien God nog 'n moontlikheid van herstel. Jy sien, ons maak altyd die feit dat ons dink God moet na ons toe kom. Nee, God wag vir ons om hom aan te roep. Wanneer ons in die moeilikheid is, wanneer ons antwoorde soek, moet ons na hom toe gaan. Later in hierdie verhaal roep Samson weer tot die Here. Jy sien, God het hom gehoor. God verlaat ons nooit nie. Sy genade is altyd daar, as ons hom soek. Miskien voel jy vandag, ek het my fokus verloor, ek het geestelik swak geword, ek het verkeerde keuses gemaak, ek het die vyand te veel ruimte gegee. Ek het dood oor my lewe gespreek. Ek het my hart teenoor die verkeerde persoon oopgemaak en seer gekry. Maar jy sien, God kan herstel. God kan weer versterk. God kan jou weer oprig. God sal jou hulpkreet aanroep. Jy sien, God se genade is groter as wat jou mislukking is.
Die lewe van Samson leer ons vandag. Ons moenie op ons eie krag leef nie. Ons moenie dink ons sal staan sonder gebed, sonder die woord, sonder gehoorsaamheid, sonder die Here nie. Ons moet kragtig wees in God. Gaan ondersoek die woord, ons krag kom van God af, nie van mense af nie, nie van onsself af nie. Al dink ons is sterk en dink ons kan alles doen. Nee. Kom ons kyk in 2 Korintiërs 12 vers 9. Korintiërs 12 vers 9. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Jy sien, ons moet vandag kan erken dat ons kan nie sonder die krag van die Here nie. Ek het hier geskryf, gemeente, mag Samson se lewe in God se woord vandag tot ons harte roep en ons herinner, krag kom van God af. Fokus op God hou ons staande. Die vyand soek geleentheid om te oorwin, maar God is steeds 'n God van herstel. Miskien was jy sterk, maar jy het moeg geword. Miskien het jy gefokus geleef, maar jy het afgedwaal. Miskien het jy geweet wat reg is, maar jy het plek gemaak vir die verkeerde dinge. Die Here roep jou vandag terug. Moenie jou krag gaan soek in jouself nie. Moenie jou hoop sit op mense nie. Moenie jou fokus verloor nie. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Ek sê weer, word kragtig in die Here. Mag ons vandag ons harte ondersoek en onsself vra, waar kom my krag vandaan? Het ek my fokus op God verloor? Het ek 'n plek gegee vir my vyand? Is dit dalk tyd dat ek weer tot die Here roep vir herstel? As Samson in sy swakste oomblik nog na God kon roep, dan kan jy ook God se herstel altyd vra. Ek sluit af met die volgende. Mag ons gebed vandag in ons harte uitroep. Ek het hier geskryf, Here, dankie dat alle ware krag van U afkom. Vergewe ons waar ons fokus verloor het, waar ons kompromie gemaak het en waar ons plek gegee het vir die vyand. Versterk ons weer deur U Gees. Help ons oë op U gefestig te hou. En dankie dat U 'n God van genade en herstel is. Kom ons sluit die oë. Dankie